Hartlike goeiedag. Mag God se woord vir jou lewende water wees. Vandag kyk ons na Paulus se woordprentjie van 'n verloofde jong meisie. Ons lees in 2 Korintiërs 11 vers 2: Ek waak oor julle met 'n ywer wat van God kom, want julle is soos 'n jong meisie wat ek aan een man toegesê het as sy bruid en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Die man is Christus. Ons hoor van 'n jong meisie wat aan een man toegesê is as sy bruid. In daardie tyd is 'n meisie voor die huwelikssluiting deur haar pa toegesê aan haar aanstaande man. So gee haar pa aan hulle toestemming vir die huwelik en begin die verlovingstyd. In die verlovingstyd is dit die verantwoordelikheid van haar pa om toe te sien dat daar geen ander man op die toneel verskyn nie. Paulus sien homself as die pa van die gemeente as meisie, want hy sê, ek waak oor julle met 'n ywer wat van God kom, want julle is soos 'n jong meisie wat ek aan een man toegesê het. Ons lees ook, 'n jong meisie wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Die bruidegom wil nie 'n sedelose of losbandige bruid hê nie. Uit eie oortuiging wil sy 'n vlekkelose bruid wees en haar pa staan haar daarin by deur met ywer oor haar te waak. Die bruilof as huweliksfees is in die tyd van die Ou Testament dikwels die simbool van die Messias se koms. Ons lees dit in Jesaja 62 vers 5. Soos 'n bruidegom bly is oor sy bruid, so sal jou God oor jou bly wees. Ons lees dit ook in Hosea 2 vers 18 en 19. Ek gaan jou my bruid maak vir altyd. Ek gaan jou aan my bind deur my weldade en my goeie sorg, deur my liefde en ontferming. In die Nuwe Testament word 'n bruilof dikwels as beeld vir God se finale redding gesien. Efesiërs 5 vers 25 tot 27 stel dit so duidelik. Mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die Bybel leer dat Jesus Christus die bruidegom is. Die bruid is die ware kerk van Jesus Christus van alle tye oor die hele aarde. Die tydstip van die huwelikssluiting en gepaardgaande bruilof is aan die einde van die tyd met Jesus se wederkoms. Baie mense is bang vir Jesus se terugkoms na die aarde toe. Hulle is bang want hulle is nie gereed om Jesus as hulle bruidegom te ontmoet nie. Hulle is nie 'n vlekkelose bruid nie. Voel jy dalk ook so? Dan moet jy weer luister na Efesiërs 5 vers 25 tot 27. Christus het die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Jesus se versoeningsoffer vat jou vlekke en rimpels en sonde en vuil weg. Glo dit. Dan is Openbaring 19 vers 7 tot 9 ook vir jou mooi met die wederkoms. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. Toe sê die engel vir my, skryf op, geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. Kom ons bid. Here, dankie dat U al ons sonde vergewe
en ons in volle heerlikheid as u bruid neem. So alleen kan ons bly wees en juig en aan u die eer gee, wanneer die bruilof van die Lam aanbreek. Amen.